Môre julle, ek gaan vandag iets uit niks uitmaak nie. Is julle reg? Tada! Nou ek weet julle is nie so baie impressed soos wat ek dalk is nie, maar hierdie is my speelklei en dit het nie regtig uit niks uit begin nie. Ek het meel gebruik en bietjie sout en 'n bietjie olie en 'n bietjie water en toe kon ek klei gevorm het en ek kon 'n bietjie kleursel bysit om vir dit kleur te gee, maar uit hierdie klei uit kan ek nou 'n paar goedjies maak, né? Ek kan so draai en draai en draai. Dan het ons 'n balletjie, né? 'n ronde balletjie of ek kan so maak. En dan het ek een langerige wurmrige ding, né? Of as ek hierdie wurm vat en ek rol hom so op, dan het ons 'n slak. So uit hierdie klei uit kan ek 'n klomp goeters maak, né? Maar hierdie klei het mos nou nie uit niks uit gevorm of bestaan nie. Maar het julle geweet daar's mense wat dink dat dit presies is hoe die aarde gevorm is. Daar's mense wat dink dat daar net op een dag of op een spesifieke oomblik het alles uit niks uitgekom en poef, ewe skielik magically was alles net daar nie. Daar's 'n ander teorie wat mense sê, nee, dit het nou uit miljoene jare het dit nou was daar so 'n moerasserige ding wat gevorm het en dit is sulke gooey, modderige water en uit daai modderige gooey water het daar nou 'n plant en 'n dier en 'n mens en sulke goeters gevorm. Nou julle sal saam met my stem, dit klink net so dom. Soos ek wat sê dat ek poef klei uit niks uit kan maak nie. Want ons weet mos dis nie waar nie. Ons weet mos, God het die wêreld gemaak en alles gemaak, wat ons kan sien en hoor en voel en aanvat. En ons gaan vandag bietjie daarna kyk, hoe God die wêreld gemaak het, en wat dit vir my en van jou ook beteken. Here, baie dankie, dat ons vandag kan saam dink oor die skepping, saam kan lees daaruit uit die Bybel uit, en Here, dat U vir ons vandag iets wil leer, oor wat dit beteken, om as U kinders op hierdie aarde te leef. In Jesus se naam vra ons dat U vir ons sal lei en sal leer deur die Heilige Gees. Amen. Baie welkom vanoggend by ons diens. Mag jy die Here se seën en sy liefde en sy vreugde beleef. Kom ons sing nou 'n lied saam. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Nou julle, die skepingsverhaal lees ons van Genesis hoofstuk 1 af, né? Van vers 1 tot daarso hoofstuk 2 vers 4. Nou ek gaan nie die hele teks vandag saam met julle lees nie. Julle is baie welkom om dit by die huis te gaan lees uit julle kinderbybel of uit die watter Bybel julle ook al beskikbaar het en julle kan die mooi prentjies daarso sien. Gaan lees dit gerus by die huis. Maar as ek aan die skepingsverhaal dink, dan
dink ek daaraan soos wat 'n mens op die strand is daar by die see. Nou hoekom sê ek dit? Want as jy mos nou daar op die strand is en jy wil 'n sandkasteel bou of ietsiekie maak daar op die strand, nê? Nee, dan die eerste ding wat jy doen is jy maak mos die grond mooi skoon, die sand mooi skoon en plat en gelyk dat dit mooi skoon is en dan maak jy mos nou eers jou sandkasteel bo op daai stuk grond wat jy nou skoon gemaak het. En dit is presies wat God doen wanneer hy skep en wanneer hy die wêreld maak. So by dag 1 tot en met dag 3 is dit die skoonmaakproses. Hy maak gereed vir dit wat hy gaan maak om op hierdie aarde te leef. So dag 1 is daar die lig en die donker en God skei hierdie twee van mekaar, né? Nee? En dan maak hy verder skoon in dag 2. Hy skei die boonste waters van die onderste waters. Nou is daar 'n boonste deel en 'n onderste deel. En dan in dag 3 maak hy nog verder skoon. Hy skei die see en die oseane aan die een kant van die droë grond, die land aan die ander kant. En op die land maak hy dan die bome en die plante. So die eerste 3 dae het God mooi skoon gemaak en gereed gemaak, soos wat mense op die strand is, voordat jy 'n sandkasteel bou en jy maak die sand mooi gelyk en plat. Dis presies wat God doen, dag 1, dag 2 en dag 3. En dan dag 4, 5 en 6, dan kleur God hierdie mooi in. Dis soos 'n skoon bladsy wat jy kry. En God het 'n skoon bladsy gemaak, dag 1 tot 3, en nou gaan hy hierdie bladsy mooi inkleur. En dis dag 4, 5 en 6. So dag 4 en dag 1 gaan saam, want dan dag 1 was mos nou die lig en die donker. So op dag 4 maak hy die son, die maan en die sterre. En dit gaan ons nou saam met dag 1, waar die lig en die donker van mekaar geskei het. Dan dag 5 en dag 2 gaan nou weer saam. Onthou, dag 2 het God die boonste deel van die onderste deel geskei. En nou maak hy die voëls wat kan vlieg daarbo, en hy maak die visse en al die seediere wat onder kan swem. En dan dag 6 en dag 3 gaan nou weer saam. God maak op dag 6 die diere wat op die aarde moet leef en ook die mense. En nadat God alles gemaak het, het hy gesê, dit is baie goed. En nadat hy die mens gemaak het, vir my en jou gemaak het, het hy gesê, dit is baie goed. Dit is baie goed. En dan, wat het hy op dag 7 gedoen? Op dag 7 het hy gerus, nê? Nee. So julle, God het alles gemaak, sodat ek en jy dit kan geniet. Ons kan swem in die see, ons kan stap in die berge, ons kan die son sien opkom en die son sien ondergaan, ons kan blomme en plante sien groei, ons kan 'n lekker lamvleisie geniet uit die Karoo uit, ons kan lekker lê en tan op die strand, soos wat die son ons lyfies mooi tan, né? Of ons kan lekker speel by die skool in die sandpit, of ons kan 'n lekker vrug eet van 'n boom, of mamma en pappa kan 'n lekker glasie wyn uit die boland geniet. God het die skepping gemaak, julle, vir my en vir jou, sodat ons dit kan geniet. Maar God het die skepping ook gemaak, en hy het vir ons die opdrag gegee, om te sê, jy en ek moet sorg vir hierdie skepping. En julle weet jy wat beteken 'n opdrag? Dis soos as mamma en pappa vir jou sê, jy moet nou jou tande gaan borsel, né? So jy het nou nie keuse nie, jy moet dit doen. En dis wat hy vir my en vir jou ook kom sê. Of ons nou jonk of oud of groot is, ouma en oupa of 'n klein sussie of boetie, almal van ons het hierdie opdrag gekry. Ons moet mooi kyk na God se plante, na God se diere, na die voeltjies, na die visse, na die mense en na die diere. Dis 'n opdrag wat hy vir my en vir jou gegee het. Hy wil hê elke keer wanneer ons 'n mooi sonsopkoms sien, of wanneer ons langs die see stap en die branders so kan sien in die rotse en die strand, of wanneer ons in die berge is, of wanneer ons in die wildtuin gaan na al die diere gaan kyk,
dan wil hy hê ons moet dit waardeer. Ons moet hom aanbid as die God, as die skepper van hierdie hemel en aarde. Ons moet waardering hê daarvoor. Maar wanneer ons sien dat die skepping swaar kry, wanneer ons sien dit gaan nie goed met die see nie, daar's besoedeling, of ons sien daar lê papiere rond, of ons sien hier's 'n boompie of 'n plant wat swaar kry, wat nie water het nie, of hier's 'n dier wat siek is, of daar's 'n maatjie by die skool, 'n mens met wie dit moeilik gaan en wat hartseer is of swaar kry, dan wil God hê ek en jy moet iets daaraan doen. Hy wil hê ons moet sorg vir sy skepping. Hy wil hê ons moet help waar ons kan. Want dit is die opdrag. Ek en jy moet weet, God het hierdie natuur, die skepping vir ons gegee om te kan geniet en te kan waardeer, maar hy wil ook hê, ons moet daarvoor sorg. Net soos wat hy daarvoor sorg, moet ek en jy ook help en vir hierdie aarde sorg. Nou ek en jy kan dit op baie verskillende maniere doen. Jy kan vir daai plantjie gaan water gee. Jy kan vir daai hondjie of katjie wat miskien swaar kry, kan julle dalk 'n huis voorgee of julle kan kossies vir hulle gee. Daai maatjie by die skool, jy kan vir daai maatjie ook bid en vir hulle help en jy kan daar wees. So ek en jy kan 'n verskil maak in God se skepping en sy natuur, wanneer ons ook vir dit sorg. So ek wil jou ook uitnooi en uitdaag om elke liewe dag so te leef, dat jy God se skepping sal waardeer en hom aanbid vir wie hy is, en hierdie groot God wat ons aanbid, dat hy alles gemaak het. Maar ek en jy kan ook elke dag leef en moet elke dag leef, om mooi te kyk na dit wat hy vir elkeen van ons gegee het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons kan weet, U is die een wat uit niks uit geskep het nie. En Here, U het net 'n woord gespreek en dit was daar. Maar Here, toe U ons gemaak het, ons as mens, het U gesê, nee, ek gaan dit nie net maak nie en spreek nie, ek gaan my hande gebruik. En Here, U het ons gemaak en uit die ribbebeen van die man het U die vrou gemaak. Here, U het ons baie mooi gemaak en U het gesê, ek is lief vir jou, my kind. En dankie daarvoor. Here, dankie dat U die skepping gemaak het sodat ons dit kan geniet en dit is so lekker om elke dag daarvan uit en daaruit te kan leef. Maar Here, help ons ook om met verantwoordelikheid mooi te kyk na alles wat U gemaak het. Help ons om ons deel ook te bring om daarvoor te sorg. Dankie dat U ons daarmee ook help. Ons bid, Here, vir elke kind, elke ma, elke pa, elke huisgesin. Here, mag hulle U vrede en U teenwoordigheid en U liefde ook in hierdie week beleef. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Mag jy ook in hierdie week God se liefde en sy genade en sy vrede beleef. Ons sien julle volgende week weer.